Baie welkom aan enige iemand wat kyk of luister. Vanaand is die 17de Julie 2024. Dis 'n historiese, merkwaardige aand. Ek hoop oor 20 jaar kan Kruisvry en ons program ook 'n viering hou soos die Nuwe Hervormingsnetwerk. Kruisvry is 'n nuwensgewende organisasie wat begin is met die doel om mense in die algemeen 'n bietjie gemakliker te maak met die idee van vryheid van geloof. Dit is hoekom ons naam Kruisvry is. En met vryheid van geloof bedoel ons dat dit heeltemal normaal en aanvaarbaar is om te lewe sonder om in enige bonatuurlike wesens te glo. Omdat dit in baie kringe in Suid-Afrika nog 'n redelike nuwe idee is en daar baie mense is wat dit leef, maar in die geheim, wil ons die breër publiek 'n bietjie gemakliker maak rondom die idee van vryheid van godsdiens, wat 'n bietjie anders is as godsdiensvryheid. Professor Isak Spangenberg het gunstiglik ingestem om betrokke te wees by Kruisvry. Het hy gesê ons kan eenmal 'n week 'n program doen wat ek die naam gegee het, die boom van kennis. Dit is 'n verwysing na die paradys en die verhaal van die val en Adam en Eva, want niemand gaan dood as hulle die boom van kennis se vrugte eet nie. Oor na jou, Sakkie. Goed, goeienaand Tersia, en dankie dat ek kan deelneem. Ek is gebore hier in die Oud-Transvaal, eintlik Benoni. En later het my ouers Germiston getrek en daar het ek die meerderheid van my lewe deurgebring, of dan groot deel van my lewe die laerskool, hoërskool en toe my militêre diensplig gedoen. Dit was maar daai tyd jy was soort van verplig om te gaan. Mense het nie die moed en die kennis gehad om te sê nee nie, en as jy gesê het nee, dan het daar 'n vraagteken oor jou en jou ouers gehang, maar nou ja, soos 'n getroue burger en so aan het ek my militêre diensplig gedoen en toe is ek af Stellenbosch toe, waar ek my BA en toe later my graad in teologie gedoen het. Ek het ook hoërneers in semitiese tale gedoen en daarna ook MA. En toe is ek heel gelukkig, terwyl ek aan my MA gewerk het die universiteit, dis eintlik die Randse Afrikaanse Universiteit, nou die Universiteit van Johannesburg, 'n pos in Bybelkunde geadverteer. Ek het daarvoor aansoek gedoen en ek was gelukkig om toe nou in 1979 daar aangestel te word as 'n lektor in Bybelkunde en daar het ek 8 jaar Bybelkunde doseer en toe het ek oorgeskuif na Unisa waar ek dan ook dosent in Bybelkunde en Ou Testament was. Ek het dus in die Ou Testament gespesialiseer. Dis vir my, as mense my nou vra nou hoekom Ou Testament, dit is net raar. Ek het die aanleer van Hebreëus baie geniet en die Ou Testament het ek tog 'n interessante boek gevind in terme daarvan. Jy weet, daai tyd was ek konservatief of semi-konservatief, kom maar uit 'n konservatiewe ouerhuis, amper sê ek ouer huis. Maar ja, die verhale in die Ou Testament het my al meer en meer begin interesseer. Weet, mense skiet dit baie maklik af, die Ou Testament, jy weet, praat van die God wat gruwelik is daarin. Nou ja, daar is gruwelikhede wat in die Ou Testament voorkom, maar daar is ook interessante verhale, en dit is juist die interessante verhale wat my nogal getrek het. In jou finale jaar moet mense 'n proefpreek lewer, en my proefpreek het gehandel oor die Jona verhaal. Nou ja, die Jona verhaal speel eintlik nou nog in my lewe 'n rol. Ek het toe ek nou die preek lewer onder andere gesê, die een wat nie
wil verander nie, is Jona, maar God verander, né? Hy die God van daai verhaal, hy verander, maar Jona bly al die pad dieselfde. En dis die groot probleem. En nou ja, die feit dat ek gesê het God verander het my toe al daar 'n bietjie in die moeilikheid laat beland, want die dominee in wie se gemeente ek toe in my proefpreek lewer was nie gelukkig met wat ek gesê het nie, en my dosent wat my nou moet beoordeel moes ook maar bond staan om my te verdedig en my te sê, maar jy weet wat ek nou gesê het, is nou nie so erg nie, ek is 'n goeie gereformeerde seun. Sorry, ekskuus, ek wil sê so jy skud die boot al van jongs af, nê? Jy's dis my vrou sê sy het nooit geweet sy het met 'n rebel getrou nie. Maar die rebelse streep het maar so altyd met my saamgeloop. Nie dat 'n mens dit nou doelbewus nastreef nie, maar jy weet, jy kom in aanraking met goed wat vir my byvoorbeeld daai tyd af al gefascineer het, was die humor in die boekie van Jona. Daar's heelwat humor in daai boek, veral ook as jy dit in Hebreëus lees. Jy weet, daar staan nie die vis het vir Jona uitgespoeg nie, daar staan die vis het Jona gekots. Natuurlik. Ja, ekskuus Sakkie. Ek het 'n katjie, nê, en sy sit hier buite en is baie koud en ek het die venster toegemaak. Ek gaan net gou vir haar oopmaak. Terwyl ek die venster oopmaak, wil ek vir jou vra om vir my te vertel of jy kan, hoekom het jy Stellenbosch toe gegaan as 'n Johannesburgse seun? Ek wil graag weet, dit is vir my interessant, want ja, hoekom nie Pretoria of Bloemfontein nie? Ek sal graag, of daar 'n spesifieke rede is hoekom jy Stellenbosch toe gegaan het. Dalk is dit nie fyn, maar wat? Ja, nee, maar onthou net, Bloemfontein het op daai stadium nog nie teologiese fakulteit gehad nie. Bloemfontein het eers hier in die 80er jare, laat 80er jare het hulle teologiese fakulteit gekry. Nou, ek kan eintlik nie werklik 'n diepgaande rede gee om te sê waarom ek nou Stellenbosch gekies het nie. Daar was hierdie fliek van Frederik Burgers in my dae. Ek kan nie eens meer die fliek se naam onthou nie, maar Frederik Burgers het die rol van 'n plaasboer gespeel en sy seun was lief vir rugby. Nou ek was nou nie 'n rugby speler, my pa het ook nie vreeslik in rugby belang gestel nie. Maar in elk geval daai op manier die daai fliek in my menswees gaan lê, want die seun wil toe nou afgaan Stellenbosch toe, nou onder andere om rugby te gaan speel. Nou wil die ma dit nie hê nie, nou speel die pa in hierdie seun met pampoene. Hulle gee vir mekaar pampoene aan, soos wat jy nou 'n rugbybal sou aangee. En sodat die ma nou nie agterkom, jy weet, hy oefen hierdie seun se aangee. Vir rugby, okay. Ja, maar in elk geval, die ander rede was ook net, jy weet, ek het groot geword in Germiston en ek het net gevoel, jy weet, ek wil bietjie wegkom ook vir my ouerhuis. Dit is ek eintlik reeds met my militêre diensplig, want ek het dit hier in Heidelberg ook hier naby in Johannesburg, die leergymnasium was destyds daar gewees. Ek het my opleiding daar gedoen en dan het hulle ons altyd bang gemaak en gesê, as jy droog maak, stuur ons jou Walvis Bay toe. Nou ja, dit was ons het nou hierdie junior leierskursus, jy weet, hulle het dit destyds genoem, maar 1 per luitenant het ek daar gedoen en dan kon jy nou aan die einde van daai tyd kon jy nou kies. Dis nie altyd sê dat jy dit gekry het wat jy die basis waarin jy nou gepos wil word nie. Maar toe kies ek Walvis Bay en niemand kon verstaan nou hoekom kies ek nou Walvis Bay. Maar ek het gedink terwyl jy weet die staat my betaal, kan ek nou bietjie ook meer van die land sien as wat ek nou normaalweg sien. So word ek gepos na Walvis Bay, beland ek in Walvis Bay vir 'n ruk en toe later ook in Rundu aan die grens.
Nou daai tyd gelukkig was die oorlog nog nie vreeslik aan die gang nie, alhoewel van ons standemaglede nou bedek aan die oorlog in Angola alreeds deelgeneem het. En ek het daar saam met die inligtingsoffisier ook gewerk en ek was bewus van gebeure net oor kan die grens. En toe ek uiteindelik daar weggaan, toe die een offisier nog gesê hy gee nog net 'n paar maande na 'n jaar, dan gaan die eerste landmyne in Suidwes, nou daai tyd Suidwes in Namibië voorkom, wat dan toe nou ook die geval was. Maar goed, dit is maar so 'n bietjie van 'n wanderlust wat ek gehad het om maar net 'n bietjie van die huis af weg te kom. En Stellenbosch, ek het nooit daar gekom voorheen nie. Het my maar net vertrek en toe in die weermag ontmoet ek toe nou 'n vriend wat toe nou ook teologie gaan studeer. En hy sê toe vir my, maar hy gaan af Stellenbosch toe en hy gaan hierdie koshuis, en toe besluit ons net daar en dan, maar okay, ek gaan ook af en ek gaan ook in daai koshuis Helderberg koshuis. Dis nou nie die omstrede ene nie, nê? Nee, ek was nie in Wilgenhof nie, ek was in Helderberg. Helderberg lê so aan die wal of aan die wal van die eerste rivier. Die koshuis was eintlik beplan as woonstelle van die troepe na die Tweede Wêreldoorlog. Van die owerhede het gedink van die mense gaan nou kom, hulle is getroud en wil dan studeer, en dit was toe nou ingerig eintlik as woonstelle, maar dit het nie groot aftrek gekry en toe het hulle maar die woonstelle nou uiteindelik omgeskep net in kamers. So die seniors het die groter kamers gekry en die juniors het die kleiner kamers gekry. Maar goed, ek het daar studeer en ek het dit geniet. En ek dink ook dit was goed dat ek op Stellenbosch gestudeer het. Mense het so 'n bietjie ook die ander deel van die land beter leer ken as die noordelike deel. Ja, en ek wil net jammer, Shaki. Ek kan ook net noem dat terwyl ek nou daar op Walvisbaai is, roep my, want hulle hoor toe nou, jy weet, ek beplan om teologie op Stellenbosch te gaan studeer. Toe roep my bevelvoerder my en hy sê vir my, jong, jy moet dit heroorweeg, Stellenbosch het vreeslik liberaal geword. Nou ja, wat weet jy as kind van 18 jaar, wat is liberaal en wat is konservatief? Nou skrik ek my flou. En ek doen toe nou onmiddellik aansoek, want ek daai tyd het ek alreeds plek gekry in die koshuis en plek gekry op Stellenbosch, maar ek doen aansoek toe na Tikkies toe ook, en kry toe nou ook 'n positiewe brief van Tikkies wat sê, jy's welkom om ook hier by ons te kom studeer. En toe besluit ek maar, nee wag, my pa het al klaar betaal vir die deposito vir die koshuis en ja, kom ek gaan maar Stellenbosch toe. Ek het ook met die vriend en ek ooreengekom, ons gaan saam in die koshuis op Stellenbosch dan ook woon. So dit is dis nou 'n lang aanloop om te sê, weet ek, so het ek in die Testament beland. En liberaal geraak. Jy het toe. Ja, maar jy weet toe mense waar was, hè? Nee, toe mense daar kom toe besef jy, maar Stellenbosch is nie liberaal nie. Jy weet die teologie was nie liberaal. Die enigste was, jy weet nou, van die dosente wat ons toe nou gekry het, soos onder andere professor Willie Jonker, hy het alreeds ander standpunte oor die apartheidsbeleid en so meer gehad. In daai sin kan 'n mens sê was dit bietjie meer liberaal as hier in die noorde, maar teologies was nie liberaal nie. Weet, die feit dat hulle, toe ek nou gesê het, die God van Jona verander, sê eintlik vir jou, hulle was eintlik konservatief. Maar nou ja, gelukkig
ook die dosent wat ek in Ou Testament gehad het, professor Charles Fensham, baie goeie dosent wat 'n mens kop tog ook op 'n ander manier begin oopmaak het. Hy was nie bang om jou ook toe te laat om bietjie jou eie koers en rigting te vind nie. En ja, ek het eintlik dan ook afgesien van Jona, moes jy ook in jou finale jaar moes jy 'n klein manuskripsie skryf, want jy het nou in jou finale jaar ook gespesialiseer. En toe het ek op die boek Spreuke gespesialiseer, want ek ontdek toe so met die Ou Testament en die Hebreëus saam dat daar's 'n gedeelte in die boek Spreuke wat eintlik ontleen is aan Egiptiese wysheidsgeskrif, die wysheid van Amenemope, en dit kom voor in Spreuke 22 vers 17 tot 24 vers 22 plus minus. Ek is nou nie heeltemal dit heeltemal so helder in my kop nie. Maar in elk geval, daar het ek alreeds, jy weet, ontdek dat die Ou Testament is met die ou nabye Ooste verbind. So dit het my gehelp om bietjie anders oor die Bybel te begin dink. Maar dis eers, jy weet, as jy nou self die vak begin doseer en jy moet nou self instudeer om nou ook slimmer te wees as die studente wat voor jou sit, dat jy meer en meer met die kritiese goed in aanraking kom. En toe ek nou my M klaar het en ek nou ek het eintlik die pos by RAI ook aanvaar omdat ek graag verder wou studeer, graag my doktorsgraad in Ou Testament doen. En ek wou dit graag onder Ferdinand Duist gaan doen. Hy was toe op daai stadium juis het hy oorgekom van die Universiteit van Port Elizabeth na Unisa, hy's daar aangestel. Ek het hom gaan sien, ek het toe al reeds van sy goed gelees en toe met hom gaan praat en toe hy nou my so 'n bietjie uitluister, sê vir my, man, ek dink nie jy moet onder my studeer nie, maar professor Jimmy Louder wat by Tuks in Hebreëus klas gee, gaan binnekort oorkom na Unisa toe. As jy bereid is om so 6 maande te wag, dan kan jy onder hom werk. Toe sê hy, maar kom ons bel hom en ons hoor by hom of hy bereid sou wees. Sou hy dan die pos aanvaar by Unisa om jou studieleier te wees. Nou ja, hy bel vir Jimmy Louder en hy is te positief en so studeer ek toe nou onder Jimmy Louder en ek het onder andere oor die boek Prediker my doktorsgraad gedoen. Nou, Prediker self is 'n boek wat krities eintlik is in terme daarvan, iemand het dit so verduidelik, gesê, Spreuke sê, hier is die reëls vir 'n goeie lewe, doen dit, en jy sal ervaar dat jy die goeie ervaar. En dan sê Prediker, ek het hierdie goed gedoen, en dit werk nie. hy keer die hele appelkar om, né? Want hy sê, ek ben, die alles kom tot niks. Ja, alles kom tot niks, en ook die mens gaan dood soos 'n hond, jy weet, hy sê, 'n dooie hond, of 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu, jy weet wat hy eintlik sê, as jy dood is daar niks meer oor nie, jy weet, so, al leef jy dan aan hierdie kant van die graf en jy leef 'n hondelewe, is dit nog beter as om dood te wees. So, dis 'n baie kritiese boek ook, as jy dit, so, en ek moet eintlik vir professor Jimmy Louder dan ook dankbaar wees vir waaraan hy myself ook blootgestel het. Hy het my heelwat goed laat lees. Daai tyd moes ons 'n doktorale eksamen aflê en ja, daar het ek materiaal gelees wat my kop nog verder oopgemaak het en ek moes ook
afgesien van Ou Testament ook Nuwe Testament as byvak neem en godsdienstwetenskap vir my doktorale studie. En nou wat Nuwe Testament aanbetref het ek onder Willem Foster deurgeloop. Nou Willem Foster, mense weet nie altyd van hom nie, maar hy was ook 'n persoon wat met sy intreerede 'n hele hoeha hier in die noordelike deel veroorsaak het, want hy het gesê, man, lees die Nuwe Testament soos wat jy Andrei P. Brink se kennis van die aand lees. En dis dit 'n hele herrie daaroor, hy's aangekla en maar in elk geval hy het losgekom. Maar dit wil sê ek het met die kritiese mense hier in ons eie land, kritiese Bybelwetenskaplikes soos Ferdinand Daes, Jimmy Louder, Willem Foster, ook Rimpies Prinsloo, professor Prinsloo hier van Tuks, met hulle in aanraking kom, Judy Leroux, en hulle almal bietjie aan my geslyp, jy weet, en dan uiteindelik ook, sê ek dikwels mense, uiteindelik ontgroei jy jou leermeesters en begin jy jou eie pad loop. En so kan ek gou vir jou onderbreek? Iets wat vir my baie interessant is, ek en jy is nou redelike generasie of wat uit mekaar uit. En dis vir my baie interessant dat hoe die lewe loop. Die Prediker is een van die boeke in die Bybel wat vir my seker die mees kosbare is, want dis die een boek in die Bybel wat ek dink enige iemand nog steeds maar elke dag kan lees. Dit is so betekenisvol, maar dit is interessant dat dit ook die boek is waarin jy jou doktorale tesis gedoen het. Maar ons was, ek en Dani, toe ons nog in die gereformeerde kerk was ons in, ek dink dit moet wees seker 2000, seker rondom jaar 2000. Toe's ons op 'n kerkkamp gewees en ek kan baie goed onthou dat die eerste keer waar ek van jou gehoor het was as 'n ernstige waarskuwing dat 'n mens moet die mense soos Ferdinand Daes en Sakkie Spangenberg, jy moet daai mense se geskrifte en kommentare moet jy vermy so ver as wat dit absoluut enigstens moontlik is. En dit wys nou weer, nê, daai boom van kennis. Jy weet die Here, God het vir Adam en Eva gesê bly net weg van daai boom van kennis, nê. En die heel eerste keer wat ek van jou gehoor het was as 'n waarskuwing, bly net weg. En ironies, nou hier sit ons nou 24 jaar later en ons doen saam 'n program waar ons praat oor die Bybel en ons verskillende reise en die waarde van die Bybel. Ek wil gou vir jou vra, was dit vir jou was jy ooit 'n predikant? Het jy ooit as 'n predikant in 'n gemeente gestaan? Nee, ek het nadat ek my M klaar gedoen het, het ek dadelik dan ek het in 1977 het ek my teologiese studies klaar gemaak. In 1978 het ek aan my MA gewerk en 1979 het ek by RAI begin. So ek is onmiddellik nadat ek klaar gestudeer het, is ek in die akademie in. Maar ek het jy weet, aan kerklike aktiwiteite deelgeneem. Ek het terwyl ek in Johannesburg gebly het, het ek heelwat gepreek in gemeentes daar aan die Wesrand. Jy weet, sodra mense hoor of predikante hoor, hier's 'n nou ons word genoem 'n proponent, dit wil sê iemand wat afgestudeer is, jy's beroepbaar, maar jy's nog nie in 'n gemeente nie. Dat het my baie keer gevra, jy weet, ek gaan nou Junie maand of Julie maand weg, wil jy nie vir my kom instaan die tyd wat ek, en dan het ek dit gedoen, dan het ek gepreek. Lief was om te preek, ek hou meer daarvan om verhale te preek. Ek het nie eintlik dogma, jy weet, ek het nie, my kop werk met dogmas nie. Maar dat is weer eens wonderlike verhale, en dan ook die psalms, jy weet, die psalms is wonderlike materiaal. Dis een van die boeke waarvoor ek ook lief is. Ekskuus.
So dan sou ek daaroor gepreek het, maar ek was nooit in 'n gemeente nie. Want ek wil nou vir jou vra, dit is sekerlik toe jy as iemand wat in die akademie staan en nie 'n herder is vir 'n gemeente nie, is dit seker 'n bietjie makliker om die proses wat jy anders begin dink is 'n bietjie meer geleidelik waarskynlik. Wel nie noodwendig meer geleidelik nie, maar dis 'n geleidelike proses en omdat jy in die akademie staan, is dit nie asof jy nou hierdie skok het van ek moet nou actually vir hierdie mense gaan dogma preek en ek glo dit nie meer nie. Is ek reg as was daar vir jou 'n oomblik wat jy gesê het, "Joeg, maar my kop werk nou heeltemal anders." En was dit vir jou 'n maklike oorgang? Was daar wel ons weet daar was gevolge want jy was in die koerant en mense soos ek is gewaarsku teen jy en so. Maar uiteraard is dit anders in die akademie, maar hoe het dit jou emosioneel affekteer toe jy nou begin agterkom, "Jesus, maar hier word nou goed gesê in die kerk van my bestaan wat ek nie meer saamstem meer nie." Ja, kyk, ek is 2 keer aangekla. Jy weet, want ek is nou steeds 'n lidmaat van 'n gemeente toe ek nou hier in Pretoria was. Die eerste keer was hier in net na 2000. Wat gebeur het is een van Rapport se joernaliste, Annemarie Mischke, sy het my genader en gevra, wil ek nie 'n artikel skryf, rapport vir die eerste rapport van die nuwe millennium, en so iets van 'n toekomsscenario probeer skets. Wat gaan met die godsdienste gebeur? Wat lê vir ons in die toekoms? Nou, hoekom Annemarie Mischke my genader het, is op daai stadium het ek al 'n gespreksgroep by my eie huis aan die gang gehad waar ek bietjie van die nuwere sienings met mense gedeel het. Wat eintlik gebeur het is in 1998 toe daar 'n paar boeke verskyn. Jy het nou onder andere, ek het vir jou gevra, wil jy ek my boeke vertoon, maar dit was onder andere Willem de Klerk se boek Die Vreemde God en sy Mense. Ek weet nie, is julle nie gewaarsku teen Willem de Klerk ook nie? Waarskynlik, maar ek het alweer nie geluister nie, jy weet, dit was seker een van daai kere wat ek nie so lekker, wat ek nie so mooi stil gesit het nie. Ja, maar was daar hierdie boekie, die dag toe ons God gevang het, van Annelie Ferreira, en 'n boek, My Hart Wil Afrika, van Tini Swanepoel. En toe ek hierdie 3 boeke lees, te besef het, maar jy weet, hier het jy 3 mense wat elkeen op hulle manier anders begin dink oor die Christelike geloof en praat en skryf oor die Christelike geloof. En toe het ons hulle genooi om by Unisa een aand bietjie te kom praat oor jy weet, hulle boeke en ook hoe hulle die Christelike geloof sien. En daaruit het toe nou so 'n groepie ontstaan met wie ons nou allerlei nuwere siening gedeel het. En ek dink dis op grond daarvan wat Annemarie Mischke my toe vra, jy weet, wil jy vir ons iets skryf oor hoe sien jy die toekoms van die godsdienste in die nuwe millennium, in die 21ste eeu. Toe het ek nou 'n ding geskryf en toe ook onder andere gesê dat die groot gevaar in die 21ste eeu rondom die godsdienste gaan wees fundamentalisme. Nou, dis nie dat ek nou so slim was om dit uit te wys nie. Daar's meerdere mense wat op daai stadium eintlik gesê het die groot gevaar van die godsdienste, of dit nou die Christelike geloof is, of dit nou Judaïsme is, of dit nou Islam is dat hierdie godsdienste, die fundamentalistiese vorm van hierdie godsdienste hou gevare vir die samelewing en die breër wêreld, omgewing, kan jy sê. Dit is presies waar ons nou is, nee? Dit is presies waar ons nou is. Dit is
dit was werklik Ja. vooruitskouend, nê? Kyk net Ja, na maar dit Amerika. was ja, maar jy weet die persoon wat my ook op daai stadium my kop verder oopgemaak het, was juis Hans Kuhn, die Rooms-Katolieke teoloog. Hy het begin ook praat om te sê maar daar kan nie vrede in die wêreld wees as die godsdienste nie met mekaar begin gesprek voer en ook wys, jy weet, dat ons oop is na mekaar toe nie. As ons, jy weet, hierdie harde standpunt inneem van net my godsdienst is die waarheid en jy hang die leuen aan, jy weet, julle is almal kinders van die bose. Jy weet, dan begin julle mekaar as opponente te sien, jy weet, en jy stook soort van mense met jou sienings op om geweld te pleeg. Nou wat vir my toe nou ook interessant was, is my kinders het toe nou ook begin agterkom, jy weet, pa se kop werk anders, hulle het eintlik maar altyd geweet, pa dink maar anders oor die Bybel en praat anders oor die Bybel, maar ek kom toe nou die dag van Unisa af, dit was hier 2001, toe ek die huis instap, toe sê my oudste seun vir my, pa, kom kyk hier ontstellende beelde op televisie, tussen die aanval op hom. Ja. 9/11. 9/11, ja. Jy weet, en dit was presies dit wat nou nie net ek nie, maar vele ander gesê, die gevaar van fundamentalisme in die breër samelewing en die grotere wêreld. Nou goed, dis maar goed wat, jy weet, uiteindelik het ek toe nou daaroor ook in beeld, want beeld nader my toe nou op daai stadium, die koerant hierbo, om te hoor, wil ek nie op hulle godsdienstpaneel dan dien in die nuwe millennium, waar jy dan al om die 8ste week skryf jy so 'n artikeltjie, dis gewoonlik op maandag gepubliseer. Hulle het so gewoonlik iemand uit die NG Kerk, iemand uit die Hervormde Kerk, iemand uit die Gereformeerde Kerk, iemand uit die AGS. Nou ek was toe so iemand wat bietjie averegs gedink en geskryf het, maar hulle het vir my ook ruimte gegee. Ook omdat ek op daai stadium reeds ook 'n boekie gepubliseer het, jy weet, omdat mense, net bietjie om vir mense te verduidelik, jy weet, dat ons moet die Bybel anders lees, en ek het die boek Perspektiewe op die Bybel. Lig hom net so 'n bietjie hoor op, so 'n bietjie, ek gaan 'n bietjie ander kant toe. Daar sy Perspektiewe op die Bybel. Ja, jy weet wat ek toe nou 'n bietjie vir mense probeer verduidelik, maar dat ook 'n verskywing plaasgevind in hoe ons na die Bybel kyk en hoe ons dit moet lees en interpreteer. Dit is 'n menslike geskrif. En jy weet nou dat ek hierdie ding gesê en ek nou die ding oor die godsdienste gesê, toe word ek nou aangekla, jy weet, dat ek dan nou nie meer die uniekheid van Jesus as verlosser onderskryf nie. En toe is dit nou 'n hele ondersoek na my leer en wat ook al. Nou ek wil net sê, skus, ek val jou in die rede, maar dit is nou maar hoe dit gaan met die lag wat ons wens hier wonderlike internet het, maar ons het dit is fantasties. Daai idee dat die Bybel 'n mens se geskrif is, sou jou in die Gereformeerde Kerk moes dit jou alreeds onder sensuur geland het, want die belydenis wat ek afgelê het, toe ek belydenis van geloof afgelê het, sê dat die Bybel is die onfeilbare, foutlose, geïnspireerde woord van God. Dit is al klaar 'n ernstige afwyking om te sê die Bybel is 'n geskrif deur mense geskryf. Op die beste sou jy kon sê, op een of ander manier het God daai mense begeester, besiel. Dis iets wat ek altyd oor gewonder het. Waar begin die God en waar eindig die mens? Jy weet, dit het my altyd dit was my altyd 'n vraag gewees. Ja. Nee, ook vir my, jy weet, want op daai stadium het ek nou nog nie so radikaal nie, weet,
Die subopskrif van die boek was dan ook God se woord in mensetaal. Weet wat ek ook nog ruimte gelaat het dat jy weet op 'n manier het die Heilige Gees hierdie mense gelaat. Maar ek het ruimte daarvoor gelaat dat hierdie mense het nie oor die kennis beskik waaroor ons beskik nie. So lees hierdie dokumente dan nou ook as dokumente wat uit die antieke ou nabye Ooste kom. Jy kan dit nie lees asof dit nou vandag geskryf is vir die moderne wêreld nie. Maar nou ja, toe is ek nou aangekla maar in daai tyd skryf ek nou vir Beeld elke 8ste week 'n godsdiens rubriek stukkie. En heel wat mense het aanklanke van daarbey. Baie mense sê ook dat dit is waar hulle nou van my kennis geneem het en hulle het aanklanke vind by wat ek geskryf het. Ek 'n bietjie oper geskryf as wat of bietjie meer krities probeer wees, maar tog ook nie te ernstig krities nie, maar soos die tyd aangestap het ek bietjie meer waagmoedig geraak. En toe skryf ek juis oor Genesis 2 en 3, oor die tuinval en oor Adam en Eva. Jy weet wat, dis 'n verhaal, dis nie Adam en Eva het nie regtig bestaan nie, jy weet. En jy praat nou ook van die boom van kennis en om vir mense te sê maar daar was nie die boom van kennis nie, daar was ook die boom van die ewige lewe. Maar dit kom mense eers agter as jy die hele verhaal lees. Hier teen die einde sê God, jy weet, kom ons dryf hulle liewer uit die tuin uit, want net nou eet hulle nog van die boom van die ewige lewe. En dan leef hulle, jy weet, dan leef hulle nou vir altyd. Dan leef hulle nou met hierdie kennis. Jy weet, met hierdie kennis. Ek wil net terug vir 'n oomblik oor die boom van kennis. As ek dit nie mis het nie, is dit eintlik nie reg heeltemal om te praat van die boom van kennis nie. Dis eintlik die boom van die kennis van goed en kwaad, nê. Is ek reg as ek dit sê? Of ja, is dit nou maar ja, dis maar so 'n addisionele stertjie wat bygesit is, maar dit beteken die boom van kennis, want eintlik waaroor dit gaan, hierdie twee bome was taboe vir die mens, want dis net vir die gode bedoel, want gode moet wys wees en gode moet ewig kan lewe. Dis hoekom hulle verbied word om van hierdie bome te eet. Hulle moenie gode word nie. Jy weet, en nou moenie gode word nie. En hulle eet van die boom van kennis. Jy weet, want die slang is nou ook slim. Jy weet, hy kon vir Eva eerstens gesê, jy weet, kom eet van die boom van lewe. Ja, maar ja, en dit is hoekom hy's 'n baie slim karakter hierdie slang. Jy weet, mense dink dis die bose wat hier in die tuin van, dis nie die bose nie, dis nie die Satan nie. Daai karakter is 'n karakter wat 'n positiewe rol. Hy wil hierdie mense help om tot kennis te kom. So ek maak notas. Ekskuus, ek gaan nou hier 'n nota maak want hierdie is nou definitief 'n ding. Ek wil baie graag by jou hoor in 'n volgende episode wil ek baie graag hierdie slang as 'n slim karakter, en met slim bedoel ek nie slink nie. En hy wil die mense help. Is daar raakpunte? Ons gaan nie dit nou bespreek nie, maar ek gaan nou hierdie vraag nou daar uitgooi en mense wat luister kan vir ons hulle insette en hulle idees daaroor gee. Dit wat ek nou 'n bietjie geluister het van Homerus en van dit wat en van die Griekse gode. Is daar raakpunte tussen Prometheus, die Prometheus karakter wat die vuur gaan steel by die gode vir die mense, en hierdie slang wat die kennis, ek vermoed die slang is die ouer karakter, maar ek sien raakpunte tussen die karakter van Prometheus, die titaan, wat die mense kan help deur vir hulle van die gode se vuur te gaan steel. En dan natuurlik ook deur Zeus gestraf word as gevolg daarvan. So kom ons maak 'n nota, ons gaan definitief praat oor, ek gaan dit Prometheus noem, want ek wil hê jy moet asseblief gou vir my sê, was dit vir jou erg toe jy nou in hierdie beskuldigde bank gesit het? Wat sou die konsekwensies, wat was die konsekwensies? Is jy onskuldig bevind? Ja, die eerste keer is ek
onskuldig bevind, jy weet, hulle het uiteindelik gesê, okay, ek het maar net, jy weet, 'n mening uitgespreek, ek het eintlik predikante uitgenooi om saam met my. Nou, baie predikante het ook vir my gesê, dankie dat jy hierdie saak op tafel sit. Ons kan nou met vrymoedigheid ook praat. Jy weet, dis nie ek het nie die vuur uitgevind nie, jy weet, ek het maar ook gepraat wat ek rondom my het in die teologie, jy weet, soos Hans King en daar's vele ander wat ek toe nou raak lees, wat juis oor die jy weet, hoe praat ons nou in 'n samelewing waar verskillende godsdienste is? Hoe gaan ons met mekaar om? As mense, as godsdienstige mense, ons moet ruimte laat vir mekaar. So jy weet, dit was in die weer gewees, wil ek sê. En gelukkig toe hulle gesê, okay, jy weet, ek het nou nie regtig gesê Jesus is nou nie meer die verlosser en wat ook al nie. Ek het maar net gesê, jy weet, wat is die posisie van die Christelike geloof ten opsigte van Islam? Weet, het ons 'n hiërargie van godsdienste steeds? Moet ons nie eerder praat van die godsdienste is almal gelyk op grondvlak? Dis eintlik ook iets wat ek gekry het by 'n Nederlandse teoloog wat daai tyd toe nou 'n boek publiseer met die titel De Afrikaanse Mythe. 'n Mythe, jy weet wat hy gaan kyk het na hoe die Rooms-Katolieke sendelinge oor swart mense gedink het en hoe die sieninge ook verander het oor die mense van Afrika, né? Aanvanklik het mense gesê, jy weet, dis 'n klomp barbare, jy weet, en ongeletterd, jy weet, ons moet vir hulle beskawing bring, ons moet vir hulle leer lees en skryf, jy weet, hulle het nie, hulle kan nie lees en skryf nie, hulle het nie die wiel eers uitgevind, jy weet, baie degraderend na swart mense kyk. Maar mettertyd, jy weet, kom maar verandering, onder andere, jy weet, gaan neem van die mense in Afrika deel aan die Eerste Wêreldoorlog wat 'n verwoestende oorlog was, en hulle sien hierdie mense wat so beskaafd, dat sê hulle is beskaafd. Kyk hoe onbeskaafd gaan hulle met mekaar om. Jy weet, ook met die Tweede Wêreldoorlog gaan neem hulle deel. Wat maak die Europeërs met mekaar in hierdie oorlog? Hulle verwoes mekaar met bomme, jy weet. En dan sê hulle, ons hier in Afrika is onbeskaafd. Ons is barbaars. Ja, wie is nou eintlik die barbare in hierdie verhaal? Nou, jy sien, dit is daai twee wêreldoorloë het ook 'n radikale verandering by die westerlinge ook gebring. En dit het die teologie ook geraak, jy weet, om te sê, maar hoe gaan ons met ander mense om? Jy weet, en kan ons nog hierdie ding hê van, jy weet, die Christendom is bo en al die ander godsdienste is laer af? Is onder, ja. Sakie, ekskuus, die tweede keer toe jy nou aangekla is, is jy nog kyk, in die Katolieke kerk praat hulle van jy's ge-excommunicate, excommunikeer, nee, so, maar ons het nie so, in die NG Kerk is daar nou nie so iets nie. So, is jy, mag jy, as jy sou wou, kan jy nagmaal gebruik, het jy die regte chap wat jy nodig het, want ek kan my nou indink, en dat as jy's nou 'n dosent, jy gee nou klas vir ouens wat dominees gaan word, daar moet sekerlik standaarde wees waaraan jy moet voldoen, het dit jou lewe, want die tweede keer as jy dit nou skuldig bevind, wat het nou daar gebeur? Ja, laat ek net eers so ook sê, kyk, ek was nie 'n geordende predikant nie, so, jy weet, ek mag nie doop en nagmaal bedien nie, so, jy weet, en ja, nou, die eerste keer toe ek onskuldig bevind is, jy weet, dit maar net normaal voortgegaan, maar goed, die tweede keer, jy weet, toe ek nou 'n bietjie meer waagmoedig raak, toe het ek nou 'n keer oor Adam en Eva geskryf in die Koran, en gesê, maar jy weet, dis verhaal karakters, dis nie, jy weet,
ons is nie besmet met die erfsonde gevolg van wat hulle gedoen en wat ook al. So, toe word ek nou aangekla, maar hulle kom nie so ver om eintlik die verhoor in te rig nie en ja, hulle het eintlik jy weet, ek sê ook die kerk kan dit was sielkundige oorlog op mense uitoefen, jy weet, sielkundige druk. En nou ja, een van die dosente by Tuks het vir my gesê, jy sal die kerk verlaat. En ek het vir hom gesê, ek sal nie die kerk verlaat nie, julle moet my uitgooi. Maar ek het uiteindelik, jy weet, soveel druk en soveel, dit het my gesin geraak ook. Ja, dis is 'n deel wat vir my altyd hartseer is en as ek net kan bietjie 'n plug vir Kruisvry. Dis een van die redes hoekom ek gevoel het dit is nodig dat daar 'n organisasie soos Kruisvry begin word sodat mense oor hierdie goed kan praat, want die negatiewe, jy weet, effek van die dogmatiese godsdiens op mense se lewens is op 'n sielkundige vlak dink ek baie meer verrykend as dit ons baie keer daaroor nadink. En dit wat jy nou sê van dit het jou gesin geraak. Dit is ongelukkig, is dit nou maar een van die goed wat gebeur as 'n mens met teen enige vorm van dogma, of dit nou politieke dogma, of dit nou akademiese dogma, maar in ons wêreld is dit veral die godsdienstige dogma is maar op hierdie stadium, ons lewe in 'n baie meer vry samelewing wat politiek en politieke sienings en so betref. So die een ding wat mens kan baie negatiewe gevolge kry as jy net jou net sê wat jy dink, dan kry die mense om jou kry pakslaa as gevolg van daai subtiele sielkundige oorlogvoering. Ja. Sakie, daar's 10 minute oor van ons uur. Ek wil baie graag hê jy moet vir ons vertel van die nuwe hervormingsnetwerk. Ja, dit het nou juist in hierdie tyd wat ek nou so vertel van 2000. Hier in 2002 toe besoek John Dominic Crossan Suid-Afrika, Nuwe Testamentikus van Amerika, wat ook radikale ander idees verkondig. En toe hy nou hier kom na die sy besoek hier, toe kom 'n klompie van die Nuwe Testament kollegas en hulle sê, maar ons moet begin praat, ons moet eintlik die Afrikaans sprekende gemeenskap ook aan die gesprek rondom die historiese Jesus bietjie bekendstel. En dit is wat toe nou daartoe lei dat ons toe nou sê, okay, jy weet, wat gaan ons doen? Ons gaan 'n klompie lesings, jy weet, wees bereid. Maar ons was aanvanklik 'n groter groep en van die mense het koue voete gekry. Uiteindelik is ons toe nou 5 wat oorbly. Dit was ek, Hansie Wolmerans van Universiteit van Johannesburg, die ou RAI, Pieter Botha, my een kollega, Pieter Kraffer, die ander kollega by Unisa, en Piet Miller, wat in die journalistiek meer beweeg het. Hy het eintlik hy het homself nie daai een nie, daai een. Ja, daai een, ja. En hy het eintlik vir ons gesê, jong, eintlik waarmee ons hier te doen het is eintlik 'n nuwe hervorming. Hy het eintlik 'n artikel daaroor geskryf en gepraat van 'n nuwe hervorming in die Christelike geloof. Want hy het gesê, ek bedoel, die Christelike geloof is besig om hom vas te loop. En as hy homself nie hervorm nie, gaan hy doodloop. So toe het ons besluit, maar weet, kom ons bied 'n klompie lesings aan waar ons mense uitnooi. Ek het gepraat oor die Bybel en die nuwe hervorming. Piet Miller het inleiding gegee oor waarom hy weet, die tekens wat hy opgetel het rondom nuwe hervorming en waarom hy dink dit kan gebeur vir ons of dat ons op so 'n fase in die Christelike godsdienst staan. My kollega
Pieter Botha het self oor Jesus dan self, die hele vraagstuk rondom die historiese Jesus, hoe praat ons vandag oor Jesus met al die kennis waaroor ons tans beskik, en Pieter Crawford het ook daarbey aangesluit. En ons eerste byeenkoms was by die Universiteit van Johannesburg, waar ons hierdie lesingsgebied het, en toe wat daaruit toe nou ontstaan, ons het toe nou die boekie Die Nuwe Hervorming gepubliseer. En daaruit het 'n klompie mense het nou nader gestaan, jy weet, geïnteresseerd geraak in wat ons sê, en jy weet, hier's 'n klomp jong ouens wat bietjie anders praat en nuwere idees op tafel sit. En Piet Muller sê maar, jy weet, kom ons stig iets, en so het dit gekom dat ons die Nuwe Hervorming netwerk toe in 2004 formeel gestig het. Maar die ding het 'n aanloop gehad eintlik van 2002 af, maar ons het hom formeel in 2004 gestig, en hy's dan nou vanjaar bestaan hy 20 jaar, en ons gaan vanjaar in Oktober dan ook hierdie netwerk, wat ook 'n verandering, jy weet, ons het aanvanklik begin om te sê ons gaan hierdie netwerk het te doen met om bietjie nuut en anders oor die Christelike geloof en oor Jesus te praat en die Bybel, maar ons het ook verder as dit gegaan. Ons staan vandag op 'n totaal ander plek. Jy weet, in die tussentyd het ander mense ook na vore gestaan, en ek dink aan Bernard Latergan van Stellenbosch. Hy het 'n keer 'n artikel geskryf oor die nuwe humanisme, en ek het daarop gereageer en gesê, die eerste keer wat ek daai Stellenbosch iets hoor wat aansluit by die Nuwe Hervorming, want jy kan nie van die nuwe humanisme praat as jy nie ook van die Nuwe Hervorming, of die Nuwe Hervorming en die nuwe humanisme het heelwat met mekaar in gemeen. Want hy spel toe ook uit dat die nuwe humanisme gaan juist daarom om nie net na die mens te kyk nie, maar die mens in sy omgewing as deel van die groter geheel van lewende dinge op aarde. En ek het geskryf en sê, ja, miskien moet ons so 'n hand reik hier oor die druiwegordyn daarna Stellenbosch. Hulle het nooit opgevolg nie, maar ons het toe nou 'n keer wel afgegaan Stellenbosch toe, en daar op Stellenbosch 'n klompie lesings ook aangebied. 'n Klompie mense het dit kom bywoon, en ons het by die geleentheid vir professor Johan Degenaar ook gesê, ons is dankbaar vir wat Johan Degenaar in hierdie land en op Stellenbosch beteken het. Hy was al lank al 'n oop kop. Hy het baie vlek gekry van Afrikaners, van die kerke, maar hy het 'n klomp studente se koppe oopgemaak. So ons het by die geleentheid so 'n oorkonde of eintlik 'n erekode aan hom oorhandig om te sê, jy weet, ons staan nou hier wat later, hy's nou al afgetree, maar ons wil net vir hom sê dankie vir wat hy gedoen het. Ek het eintlik gespot en gesê, jy weet, dis nou nie, ons gee nou nie vir hom die orde van Mapungubwe of die orde van die rooi of die blou bul of die rooi os nie. Dis maar net die orde van ons kan maar net sê die orde van die nuwe hervorming, waar ons eintlik vir hom wil sê baie dankie dat hy oor die jare volgehou het om studente ook te leer om krities te dink, want dit is eintlik waarom dit gaan, om studente moet geleer word om krities te dink, en ook op skool geleer word om krities te dink, om nie maar net alles te aanvaar wat aan hulle deurgegee word nie. Ja, die wat my nou 'n bietjie beter ken sal weet dat my eintlike oorkoepelende passie is om jong mense van alle ouderdomme te leer om krities te dink, want
ons word met die potensiaal gebore om krities te dink, maar ons word nie dit word nie ingeoefen nie en eintlik is dit vir ons almal op soveel vlakke tot nadeel, want hoe meer mense krities kan dink, hoe meer gaan mense dink oor wat hulle doen, en hoe meer mense dink oor wat hulle doen, hoe beter is jou kans dat mense dalk dinge gaan doen wat minder skadelik is. Mense is nooit gevrywaar daarvan nie, want mense het net nie die insig in die gevolge van al jou dade om enigstens te kan bepaal wat gaan gebeur nie, maar hoe langer 'n mens stil staan en dink oor hoekom jy dink wat jy dink, hoe beter is jou kans om ten minste met meer begrip na die ander, wat ook al die ander dan nou is, te kyk, en natuurlik daai openheid vir kennis, want soos ek sê, selfs ek wat in 1990 gematrikuleer het nog groot geword in die tyd toe daar boeke is wat verban is, daar was idees wat jy net nie kon uitspreek nie, want jy sou 'n prys daarvoor betaal het, en ek dink, dit is wat ons wil probeer regkry met programme soos hierdie wat ek en jy wil probeer doen eenmal 'n week, en dan die ander program wat ek saam met HP Maree doen waar ons praat oor meer sy ervaring binne die reg, die kruks van die saak. Moenie bang wees om vrae te vra nie, en moenie bang wees om na ander idees te luister nie, want om na 'n ander idee te luister beteken nie dat jy die idee wat jy aanhang noodwendig gaan versaak nie. Dit kan dalk net daai idee nog beter maak. Dis 'n stuk, mens moet maar daai ongemaklikheid van, jy weet eintlik nooit regtig 100% alles nie. Dit is die gedagte wat ons hier probeer regkry met hierdie gesprekke ook. Ons wil niemand ateïste maak nie. Ons wil niemand of geen idee is onaantastbaar wel nie. Ons alle idees moet uitmekaar uitgetrek word, want idees is net goed wat in ons koppe gebeur. So dis die premis van kennis, van die boom van kennis. En Sakkie, ek kan nie sê dit sal onregverdig wees om te sê jy is die slang wat vir Eva sê kom proef van die boom. Jy is nie die slang nie, jy is die boom, hoor? Nee, ag, jy weet ek het as mense gesê, want daar's baie mense wat na my toe gekom het en gesê dankie vir wat jy gedoen het en gesê het. Ek het onder andere met 'n man te doen gekry wat gesê het hy het op die punt gestaan om selfmoord te pleeg. En dit was danksy wat hy by my gehoor het en by ander wat daartoe gelei het dat hy dit nie gedoen het nie en dat hy gesien het dis okay om anders te dink. Ja, dit is nou 'n baie mooi noot om op te eindig. Dit is op die ouend wat ons probeer doen. Ons probeer mense se lewens verryk en ek dink ons kan. Ek dink ons kan en ek dink kennis is altyd nodig, want een ding wat ek weet is dat die dinge wat ek en jy oor praat wat nie geheime is nie, dis nie geheime nie. Dit is algemeen bekend, maar dit word nie gepreek Sondag in die kerk nie. Of dit mens kan sê okay, ons verwag nie altyd dat dit in die kerk gepreek word, maar hulle moet net ten minste lidmate moet net oop wees. Ja, dit word nie ek stem saam. Dit is verkeerd om te sê dit word nie gepreek nie, want ek dink nie dis iets wat mens behoort te preek nie. Maar in my ervaring is dit dat daai kennis word dikwels aktief van lidmate weerhou. Ek self al vir predikante gevra oor die goed toe ek nog in die kerk was en ek het nooit 'n reguit antwoord gekry nie. En dit is vir my so 'n bietjie problematies, want dit beteken mos dat jy nie genoeg respek het vir die persoon wat jou die vraag vra om 'n eerlike antwoord te gee nie. En dit krap so 'n bietjie vir my, want ek dink die mens behoort vir elke ou die respek te toon om dit wat daar buite is om te weet, behoort almal toegang te hê om te weet. En
dis lekker. Dit laat mens dink, dit verander jou lewe, dit maak jou lewe ryker. En ek hoop julle gaan dit geniet om saam met ons te eet van die boom van kennis. Ek dink ons gaan nog baie pret hê. Ons gaan nie altyd so lank praat soos vanaand nie. Ons gaan dit regtig probeer kort hou. Die volgende gesprekke gaan tematies nou geset wees. Ons sal so 'n skeduletjie uitwerk en dit bekendstel, maar definitief gaan ons binnekort ek dink ons moet Gesakkie, kan ons maar by Genesis 2 kan ons maar by Genesis begin by Adam en Eva. En Ja. die val ek dink kom ons begin by die begin, jy weet, ons Ja. begin by die begin. En net so terloops wat ek nou mee my reg help net so vinnig. Genesis is eintlik nie die oudste boek in die Bybel nie, nê? Job is ek in die Ou Testament. Nee. As ons Nee, kronologies aanhou, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. is 'n storie vir 'n ander dag. Maar goed, Genesis is nie noodwendig die begin nie. Nee. En Ja, as jy Genesis is praat van die oudste dan gaan jy na van die Psalms. van die Psalms. So Genesis is nie noodwendig die begin nie, maar dis beslis nie die einde. Dis beslis nie die einde nie. En Genesis is ook nie net Genesis nie. Ons gaan volgende keer daaroor praat. Dit is 'n hele uitpaks. Dit gaan lekker wees. Sakkie, ek kan vir jou nie genoeg dankie sê vir jou tyd nie. Dit was heerlik. En sien vir jou volgende week by die boom van kennis. Goed. Dankie. Goed gaan. Totsiens.